Frekwensieloos deur Ronel Dan. Ek weet ek gaan my weer hoendervleis grill en maak ekstra spoeg. Met 'n vinnige lek en sluk is die 4-senseel nat en geplak. Dis die eerste keer dat ek moet by mekaar skraap om 'n boodskapversoek te stuur na Radio Hoëveld se aandversoekprogram. Ek en Blom, Neeltjie en Sarah Marie luister almal saans na Hoëveld versoeke. 'n Mens kan enigiets aanvra, maar dit is meestal lekker matmusiek wat hulle speel. Eintlik dink ek almal behalwe my maale luister Hoëveld versoeke. Toe ek voorstel dat ons ook versoeke moet instuur, was almal vuur en vlam, maar niemand doen dit nie. Natuurlik is ek toe weer voorbok, maar ek het niks vir hulle gesê nie. In geval my briefie nie getrek word nie. 'n Mens weet nooit of jou versoek gelukkig gaan wees nie. Robin Alexander is die gewildste omroeper en ek dink die meeste versoeke word aangevra vir maandeaande wanneer hy uitsaai. Ek het toe besluit om my versoek in te stuur vir donderaande wanneer Rocco Erasmus die aanbieder is. Sy stem laat my nogal aan karamel toffee dink, soet en sag en so effens strekkerig, asof hy net met die persoon praat wat die boodskap ingestuur het. Daar is 'n ander rede ook. My ma sê sy het jare gelede, toe sy nog 'n jong meisie was en pas begin werk het, Rocco Erasmus ontmoet en hulle het vir 'n rukkie uitgegaan ook. Dit klink so romanties. Dink net, 'n bekende radiopersoon kon my pa gewees het. My ma vertel van 'n klomp bekende mense wat sy geken het toe sy jonk was. Hoe sy dit gedoen het, weet ek nie, want sy het Charles Dubell ook geken. Ek moet tog onthou om haar te vra. Die harde klop aan my kamerdeur laat my wip en so ysigheid kom oor my en voor ek nog kon antwoord, word my kamerdeur oopgestamp. Wat doen jy? Groet jy nie? Ek het mos gegroet, toe ek tafel gedek het. Jy moet ophou om permantig te wees. Ek is nie permantig nie, ek sê maar net. Jy dink jy is smart, maar jy is nie te groot vir 'n pak sla nie. Opstand grou 'n pad oop en woorde spring soos gewoonlik by my mond uit voor my verstand het gedink het. Ek is te oud vir 'n pak sla en jy mag nie aan my sla nie. My hand is om die deurhandvatsel en my regtervoet is gereed agter die deur ingedruk. Met mening druk ek die deur skielik toe met my tone en knie stewig vasgewig. Verrassing is my enigste kans, maar hy druk van die ander kant af om die deur weer oop te stoot. Ek het die voordeel van die muur aan my linkerkant ook, waarteen ek myself kan steun. Dan waag ek 'n ou triek en verslap my stuurkrag, sodat Corrie aan die ander kant sy teenwig moet verloor en ek stamp vinnig die deur met mag op knip en draai die sleutel. Dit het gelukkig weer gewerk, maar my bene bewe en ek sak met my rug teen die deur af. Sy geskel en geklap teen die deur sny ek uit en hoor niks. Registreer skaars die trillings teen my rug toe hy hard teen die deur skop. Die voordeur klap toe en ek hoor die motor. Sy etensbreek is verby, maar dis net tydelik. Vanaand sal daar seker 'n tweede ronde wees wanneer ma by die huis is. Moegheid val oor my soos 'n verhooggordyn en die pyn oor my maag is soos vuurwarm draad. Ras Conway se klavierkuns voor my weg. Ek lê op my maag voor die gram. Hierdie vertoonkas kom al 'n hele klomp jaar saam met my. Dit bestaan uit die uitstaldeel in die middel met 'n kassie weerskante. Een kant is waar glase geberre word en die ander kant waar die bottels in die gate pas. Aan die onderkant is die radiogram met die platespeler en plekke om die plate te bære. Dit was eintlik my eerste stiefpasin. Ek was nooit baie lief vir hom nie en het die meeste van die tyd vir hom gegril, maar hy was so slim. Hy het so baie dinge geweet en ons baie dinge vertel en geleer.
My ma het die groot bande waarop hy die eerste maanlanding opgeneem het vanaf die radio's uitsending vir 'n museum of universiteit of iets gegee. Dis nou nadat hy dood is. Haar foto was in die hoofstad saam met die ander belangrike mense. En verraggies, toe het die ou oom in sy testament geskryf dat ek die radiogram met vertoonkas kan erf. Miskien omdat hy gesien het hoe graag ek plate wou luister, maak nie saak wat 'n soort musiek dit was nie. Skielik wonder ek nou wat het geword van die snaakse turkooisrige ligblou radio wat in my ma se kamer was. Dit het op so 'n tuisgemaakte kopstukrak gestaan. Later is die kopstuk middeldeur gesaag en ek en my sussie het elke helfte gekry agter ons beddens, ligblou en wit geverf. En dan was daar die groot radio wat bo op die laaikas in my en sussie se kamer gestaan het. Almal was nog die oudtydse welfradio's. Daar het ek na Simbamba geluister. Ek onthou die verjaarsdagtrein op Vrydag en Liewe Heksie. Ek het geluister na 2 mossies vir 'n stywer wat Pauline Grobler voorgeles het. En ek het elke dag geluister na 'n middagkonsert wat 2 uur begin het. Maar een dag was daar 'n noodberig. Dit was om te sê dat Dr. Hendrik French Verwoerd vermoor is. Saterdag het ek geluister na Op die Hollandse Werf. Aandete is stywerig en ek is dankbaar dat sussie babbel. Ek het wel gevra of ek in my kamer mag eet, maar die antwoord was nee. Kop teen my voet laat my vinnig opkyk. Corrie kyk af na sy bord, maar ek weet dit was hy wat my geskop het. Ek sit nog 'n happie slaai in my mond en wag gespanne. Ek sien aan sy liggaam die volgende skop kom, maar ruk my voete op dat my knie die tafel tref. Hoekom skop jy my? Bars Corrie verontwaardig uit. Of ek nou jammer sê, stil bly of ontken, die uitloop sal presies dieselfde wees. My ma stamp my met haar elleboog. Praat met jou! Hy druk die mes amper teen my ken. My ma vat sag aan Corrie se hand en druk dit weg van my gesig. Wat is dit nou? Vra sy alwerend, maar ek hoor die moedelooslikheid in haar stem. Sy besluitloosheid, draadsiddery. Ek byt op my tong. Is dit die moeite werd om te reageer? Dit gaan net weer 'n verbale geveg wees. Sy is onbeskof en cheeky, vanmiddag al. Nou skop sy my en vanmiddag het sy die deur in my gesig toegeklap toe ek net ordentlik wou wees en gevra het hoe dit gaan. Dis nie waar nie, jy verdomp weet jy lieg, vul ek geluidloos aan. Sê jy ek lieg? Jy is 'n blerrie mislike kind wat nie al plek ken nie. Corrie staan half op van die bankie. Sussie sit en kyk om die beurt na ons om die tafel en haar groot blou oë is betraand, die wimpers nat. Dankie ma, ek sal net nou kom skorrelgoed afdroog. Ek klim agtertoe oor die bankie en kyk na niemand nie. Hier moet ek net eers weg. Die kos sit reeds in my keel en ek kan die suur in my neusholtes ruik. Verlig sluit ek die tolle deur agter my. En verlig kots ek die walging en ontsteltenis uit. Ma en Corrie se stem is dreunend in my ore. Klein sussie se lyfie sak af teen die gangkant van die toiletdeur en ek maak vir haar oop. Ons praat nie. Haar oë blink nie meer nie, maar is nog groot en diepblou. Die klampvark hang ek oor die reëling. Kan ek net nou die radiokamer toe vat, ma? Ek wil na die versoeke luister, asseblief. Vat maar, ons sal seker ook binnekort kamer toe gaan, dan kan jy dit kry. Om uit die pad te bly, gaan speel ek met kleinsus. Sy is rusteloos en ek stel voor dat ons in haar bed klim, sodat ek vir haar 'n storie kan lees. Dit laat haar gou aan die slaap raak. Die huisgeluide raak ook stil. Ma lok Katvoet uit met 'n creamcracker en ek maak my kamervenster oop sodat hy later kan inspring. Ma tik lig aan die deur en gee die radio aan. Dankie ma, lekker slaap. Ek is besig met 'n opstel vir Afrikaans toe my deur 20 minute later oopbars. Ek het jou gesê die donderse radio moet sag wees wanneer ons gaan slaap. My lyf is lam. Corrie gryp die radio, ruk dit met draad en al uit die muurprop en gooi dit met mening op die grond. Breek oop. Die binneste val uit. Die frekwensieknop rol onder die laaikas in. Ek gaan sit op die vloer, my rug teen die bed, hande oor my mond. Die deur dawer toe. Sussie slaap. Ek verbeel my ek hoor my ma snik. En ek is frekwensieloos.
Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.